Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Nou is dit tyd om te kyk na ons hoofkoerantstories, ons grootste koerantstories, saam met Sharonika Nel van Groot FM 90.5. Goeiemôre Sharonika. Môre dames. Het jy al ooit oorweeg om haarloos te gaan? Nie na ek daai foto's gesien het nie, want ek het so 'n bietjie van my 'n paar noem met 'n kraterkop soos die maan. So ek kan regtig werklik nooit my hare afskeer nie, want dit is sulke donkas en gate. Ek hoor jou. Maar miskien gaan party mense daarop wil land. So dis dalk ook jy weet minder gewaagd om dan nie hare af te skeer. So ek is so lomp, ek sal daagliks op my eie kop land. Sharonika, die feit dat hulle nie wou media toelaat nou by die Madlanga kommissie nie, het my aanvanklik ontstig en gesê hoekom nie, wat wil julle wegsteek? Maar dit is nou interessant om te hoor, dit is dalk vir veiligheid en vir mense se beskerming met wat daar aangaan in hierdie oomblik. Daar's 'n paar berigte daaroor, lig ons bietjie in asseblief. Ek dink in terme van hierdie situasie moet mens so bietjie net een tree agtertoe gee en besef hierdie is sensitiewe inligting. En ja, ek weet die Madlanga kommissie sowel as die parlementêre ad hoc komitee wat ook die saak ondersoek, het beide gesê hulle glo 100% in deursigtigheid. Hulle wil hê dat die publiek moet weet wat aangaan. Dis waarom hierdie twee entiteite dan nou gestig is om Nhlanhla Mkhwanazi se omstrede uitlatings dan nou te ondersoek. Maar ek dink veral by die Madlanga kommissie, want dit is hoë profiel mense wat nou daar getuig. So daar is nou 'n aansoek ingedien sodat die getuienis veral aan die Madlanga kommissie se kant in kamera opgeneem word eerder as in persoon. Net doeteenvoudig presies soos wat jy sê, as gevolg van die sensitiewe aard van die inligting wat heel moontlik dan nou vrygestel gaan word. Daar is mos nou in elk geval reeds 'n redelike sensitiwiteit rondom die rol van die media. Ons het ook al in die verlede gepraat oor sekere joernaliste wat ook aangevat is, sekere mediahuise wat aangevat is. So ons weet nou nog nie of dit goedgekeur is nie. So ons sit in spanning en wag en hulle sê wel die media sal dadelik weet ook met verskillende getuies of dit dan gaan verander, of dit in kamera gaan wees of dan nou nie. Met die ad hoc komitee wat dan nou die parlementêre komitee is wat in Kaapstad sit, op hierdie stadium lyk dit asof dit nog in persoon is. Ons het ook nog steeds vir ons lekker met vakansie adjunkt polisiekommissaris Shadrack Sibaya wat nou tans getuig ook al van gister af tot laat gisterand ook, wat ook baie interessante uitlatings gemaak het, veral in terme van die omstrede sakemanne Brown Molotsi en dan Vusimusi Cat Matlala, wie se name ons die heeltyd hoor oppop. En eendag ken hulle mekaar en eendag ken hulle mekaar nie. So ek gaan eerlik wees, is bietjie besig om hulle self in 'n hoek in te verf met gedeeltes van hierdie getuienis. Ek dink mense gaan ook met wag en kyk vir 'n ordentlike ondersoek. Hierdie is natuurlik ook net ondervraging. So ek dink voordat mense te vinnig jou eie afleidings maak van wie is reg, wie praat die waarheid en wie doen nie, dink ek moet ons waak en kyk na 'n regverdige ondersoek ook na al die beweringe deur al die persone wat tans daar is en praat, want almal praat ook nie uit dieselfde mond uit nie. En voordat ons net besluit Sharonika is die beste, sy is reg, alles wat sy sê is reg, dink ek ons moet versigtig wees en wag vir ordentlike ondersoeke om plaas te vind. Want ek dink ons het in elk geval ook al teen hierdie tyd gesien met al twee die entiteite dat ons het hom almal gejuig en geprys as die held en ek moet sê respek vir die feit, kom ons noem dit nou maar as 'n vletjieblaser Nhlanhla Mkhwanazi, maar so deur die loop van die ondervraging het daar ook maar omstrede goed uitgekom en ek moet wel sê ek het 'n gerusstelling in my hart vir albei entiteite wat nie die Engelsman sê pulling punches nie. Hulle vra direkte vrae, het sy dit nou die politieke komitee is in die Kaap of dit die Madlanga kommissie is, wat almal in elk geval werklik opgelei is en gekwalifiseer is om hierdie tipe vrae te kan vra. Ja, absoluut. Dit was self my interessant, toe ek nou hoor Sibaya ontken net bloot. Dat die WhatsApps wat bewys dat hy konnotasies het met Vusimusi of wie ook al almal, dat hy net sê, nee, daai WhatsApps is vervals. Toe wonder ek, hoe was dit in die ou dae gewees voor WhatsApps, wat hulle nog met inkpenne op papier geskryf het, sou hulle in daai tyd ook kon sê, nee, iemand het dit vervals. Dit voel vir my soos 'n maklike verskoning moontlik, indien dit 'n verskoning is, om net te sê, nee, dis vervals. Ja, dit is 'n verskriklike sensitiewe situasie, want ons sit al reeds met twee van die mees omstrede besigheidsmanne wat ons weet het bande met die ANC. Daar's geen twyfel daaroor nie. Hulle was by die ANC se jaarvieringe gewees, hulle was by 'n hele paar konferensies en ons weet ook dat Sibaya het erken dat
Malotsi het gesê hy wil hom sien. En die ironie is van die WhatsApp gesprekke, dit is ook nie eers WhatsApp gesprekke tussen Sibaya en een van hulle twee nie. Dit is 'n gesprek tussen die twee van hulle waarin Vusimuzi gesê het, luister, moenie vrees nie, die taakspan is ontbind. Sjoe. En dit is hoe hulle dan nou verbind word aan wie ook al dan nou almal verbind is. Het sy dit nou ons ook met vakansie polisieminister Senzo Mkhunu is, of dan nou Fanny Masemola, die polisiekommissaris, of die adjunkt polisiekommissaris dan Shadrack Sibaya. Dan met ons gesels oor die onderburgemeester emosie van wantroue wat moontlik teen hom kom. So hier is nie 'n nuwe storie nie. Ons weet dat verskeie partye binne die Tshwane Metro, het sy dit nou die DA is of enige een van die ander, of hulle nou koalisievennote is of nie. Ons weet ook van die baie interessante politieke samestelling wat ons het hier in die hoofstad. So Eugene Modise, ons adjunkt burgemeester en dan ook die burgemeesterskomitee lid vir finansies, ons weet dat hy was wel 'n raadslid gewees van Triatic, dat ek net die Protection Services, wat 'n kontrak het met die stad Tshwane, spesifiek om dan nou vir die kragverbindings, dis 'n massiewe kontrak. Ja. Hy het wel bedank in 2023, toe hy deel geword het van die stadsraad, as die raadslid van hierdie besigheid. Maar wat spesifiek dan nou die DA en die burgemeesterskandidaatlid vir volgende jaar Silje Brink, voormalige burgemeester ook sê, is dat alhoewel hy nie meer op die raad is nie, ontvang hy nog steeds betalings, want hy het sy aandele verkoop, maar die verkoop was gewees oor 'n tydperk. Wat beteken dit was nie net voetstoots wat die aandele verkoop is nie, so hy ontvang nog steeds betalings. Wat in die eerste plek beteken dat hy dan nog steeds 'n finansiële verbintenis het. Hy het ook 'n eiendom wat aan Triatic dan nou verhuur word, wat beteken tweede helfte van daai finansiële inkomste wat hy kry. So die mosie van wantroue is ingedien. Hy is eintlik al verlede week Woensdag ingedien, maar daar is nou 'n addendum ook bo-op dit ingesit, want die DA spesifiek in Tshwane sê hierdie inligting en dan nou die aansoek vir die mosie van wantroue lê nou al vir 'n hele rukkie op burgemeester Nasipi Moyo se tafel. Hoekom gebeur daar niks? Ja, klink vir my uit vir hom 'n goeie neseiertjie daar besorg. Nog iets wat 'n mens warm onder die kraag maak, is die regering wat mediese fondslede wil beroof om die NGV-plan te befonds. Julle, ek kan nie. Ek is baie jammer. Toe ek hierdie sien, het dit vir my die duiwel ingemaak. Nie eers warm onder die kraag nie. Sport maak mens warm onder die kraag. As jy my mediese fondskrediete wat ek by SARS terugeis wil vat, dan maak dit my die duiwel in. So die gesprek is al lankal aan die gang oor hoe op aarde gaan ons die nasionale gesondheidsversekering befonds. Niemand het vir ons reguit antwoorde nie. Tans lê daar ook 'n saak in elk geval of die feit dat president Cyril Ramaphosa dat hy die gesondheidsversekering afgeteken het, of dit wettig is. So daar is nog steeds op ys. Nou sit ons met 'n situasie wat Crispin of Nicholas Crisp eerder skies, Dr. Nicholas Crisp reguit sê dat hoorie, maar dit is hoe ons dit gaan befonds. So wat nou vir my interessant is, so Teens de Bison, hy is ekonomiese navorser van die Solidariteit Navorsingsinstituut. Hy sê dit is werklik onregverdig, want nou word diegene wat kies om privaat mediese fondse te hê, gestraf omdat hulle nie 'n las is op die staat nie, want ons weet van miljoene mense wat afhanklik is jaarliks van die terugbetaling wat hulle van die belastingopgawe kry as gevolg van hierdie mediese fondskrediete. Dit is baie keer die enigste krediete wat mense terugkry. En nou wil hulle dit net so gebruik om dan nou 'n groot gedeelte van die nasionale gesondheidsorg te befonds, wat ook vir my 'n moeilike situasie is, want ons sit met 'n hofsaak wat nog besluit of dit wettig is en ons gaan net aan daarmee. So nou is dit ook, jy kan dit ook nie eintlik op hierdie stadium eers in die hof uitdaag nie, want jy kan nie iets uitdaag wat daar nog 'n proses is om uit te vind of dit wettig is nie. So ek weet van 'n hele klomp mense, ek incluis, wat in spanning wag om te sien of ek my mediese fondskrediete gaan verloor. Maar kyk, Aaron Motsoaledi, minister van Health, het gesondheid, dankie, van gesondheid het al gesê, hy gaan voort. Maak nie saak wat nie, hy het die beste prokureurs aangestel, hy sal elke saak beveg vir hom, is hierdie 'n uitgemaakte saak dat die nasionale gesondheidsversekering sal gebeur.
hoe op dese aarde werklik prakties ons dink ons gaan dit kan doen, weet ek nie. En weer eens wil ek dit duidelik maak, niemand van ons sê ons soek nie ordentlike gesondheidsorg vir elke liewe Glad nie, Suid-Afrikaner in die prys. land nie, maar ek dink ons moet die ding wat ons het in plek het, eers begin regryk voordat ons nuwe stelsels in plek sit. Ons sit in 'n situasie waar ons in elk geval nou al die laaste 3 weke praat oor korrupsie by Tembisa. Ons weet hoe lyk publieke gesondheidsorginstellings. Kry dit reg. Weet jy wat, ek sal met liefde 'n gedeelte van my krediete vir dit afstaan. Ja. En maak net seker jy bly by die spoedgrens as jy na Windford vakansieplaas toe ry, want anders kry jy dalk 'n R2 boete en R2D2 het gesê daar's nou mense wat slenters maak vir die R2 boetes, maar Sharonike Nel vertel vir ons bietjie meer daarvan. Kyk, ons het mos nou 'n detensiepuntstelsel wat gaan geïmplementeer word. Reeds in Gauteng, maar van die 1 Desember af ook nou nog in fases en dan volgende jaar 1 September gaan ons nou die res van die land ook sien. Dis nou vir daai mense met die sementvoetjies wat 'n hele paar boetes kry. Ek wil net wel sê as my ma of my prokureur luister, ek is 'n wetsgehoorsame burger, ek betaal altyd my boetes as ek hulle kry. Ja. So ons almal na bewering kry elke maand 'n e-pos met 'n ou lysietjie van waar jou boetes nou nog is uit jaar toe uit ook. Maar ek wil eintlik maar net sê wees asseblief net versigtig, want waar daar iets nuuts geïmplementeer word, gaan daar nou 'n rampokker wees wat jou geld wil steel. So nou is al mense wat byvoorbeeld WhatsApp stuur, SMS stuur, e-posse stuur wat basies fop aardtoekenningsgewings uitreik. En omdat mense nog nie heeltemal seker is wat gaan aan nie, klik hulle nou op die link en hulle betaal die boete. Daar's mense wat al duisende rande betaal het. Want ek was 'n skuldgevoel want jy weet jy het dalk nou die ou boete gekry. As die skoen pas. As die skoen pas, jy die weet. sementvoetjie pas, dan betaal jy hom nou maar. Maar eintlik net 'n oproep aan enige persoon wat 'n padgebruiker is. Wanneer jy 'n boete kry op 'n elektroniese platform, maak dubbel seker, in elk geval op enige iets wat jy kry, moet jy ook. So ek wees maar net versigtig, daar is jy kan gerus gaan kyk op Business Day, is daar ook wat hulle sê, luister, ons weet Fines SA byvoorbeeld is 'n noemenswaardige platform wat vir jou 'n e-pos stuur of dan nou jy kan by inlog om jou boetes te betaal, maar moenie net enige Jan Rapp en sy maat se boodskap vertrou wanneer dit kom by jou R2 boete nie. Want ons is so 'n bietjie in 'n grys area, niemand verstaan regtig hoeveel detensiepunte jy al gaan hê nie. So moenie net betaal nie, maak seker. Maar vir veiligheid Dankie, hou maar juffrou. by die spoedgrens ook. Ag, as jy nou moet, kan jy dit ook seker doen, Nee, hè? maar sien dan nou. Dan goeie nuus, groot verbetering by binnelandse sake. Ek gaan reguit sê ek is 'n baie groot aanhanger van Dr. Leon Schreiber, ons minister van binnelandse sake. Ek dink hy het so hard gewerk saam met sy span. Dit was nie net hy nie, dis 100% 'n spanpoging. Ons het ook video's gesien van werkers by binnelandse sake wat gejuig het as daar 'n agterstand uitgewis is. So dis regtig 'n goeie storie. Ja. Om te kyk wat alles nou al goed gebeur het in die laaste eintlik 2 boekjare in binnelandse sake. Hoor net gou, hulle het 'n miljoen meer ID-kaarte uitgereik as waarvoor hulle gemik het, byvoorbeeld. En dan ook visumaansoeke, wat ons weer daar agterstand by was. Daar is die goedkeuring van vaardigheidsvisums van 52% tot 89% gespring, 61 tot 97 vir besigheidsvisums en algemene werksvisums van slegs 10% tot 90% wat verwerk is. So van my kant af, ek sal my woorde terugtrek. Ek het altyd gesê Sodom en Gomorra in Suid-Afrika is binnelandse sake in die verkeersdepartement. 50% suksessyfer wel gedaan. Nou is dit net nog die verkeersdepartement. Ja, ek wens iemand het hulle soen te stuur na daai masjien toe wat nooit werk nie. Maar ek gaan ook wel sê dit wys jou ook as die regte mense en bekwame mense in poste is, dan kan dinge gebeur en dit verander ook die hele werksomgewing. Soos jy sê, selfs die mense wat daar werk, voel beter, jy sal die moraal is beter. Fantasties, want nou ons weet hoe lyk dit baie keer by 'n staatsinstelling. Sies tog jy drup van die negativiteit as jy onder daai deur stap. Ja. Maar nou is dit werklik besig om te verander en dis 'n positiewe verandering. So wel gedaan binnelandse sake. My lewe nooit gedink ek gaan dit sê nie. Ek sluit graag af met 'n aanhaling deur Adrian Roos wat sê ons sien nou die werklike verskil wat gehalte bestuur en aanspreeklikheid kan maak. Hierdie vooruitgang wys dat verandering moontlik is mits daar politieke wil en professionele bestuur is. Prys en seël Adrian. Amen. Baie dankie daarvoor. Dit is heerlike nuus. En nou interessante nuus. 'n Tand vir 'n oog. 'n Man kry sy sig terug na 'n vreemde prosedure.
Julle is erg genoeg om tandarts toe te gaan, nê? Nee? Ja. Maar nou jy nog dit die oogarts, die chirurg alles op een slag. Maar verskriklik interessant. Dis 'n Amerikaanse man wat baie seldsame siekte gehad het en hy besef toe nou hoor hy verloor sy sig en hy was basies wetlik blind gewees vir jare. Hulle het alles probeer. Hulle het kornea-oorplantings gedoen. Toe kom hy af op 'n Kanadese dokter wat 'n baie interessante en hierdie gaan ek aflees want ek is so bang ek vloek nou hier op julle oggendprogram. 'n Osteodonto, 'n kerataprostese, dis hy. Gaan dit nie weer sê nie asseblief nie my weer vra nie. Dis 'n sekere prosedure wat hulle doen. Hulle trek 'n tand, hulle vuil hom in 'n blokkie, jy het jou gesig. Hulle boor 'n gaatjie in hierdie tandblokkie, dan sit hulle 'n lens in. En dan, hou vas jou matras Jennifer Meiburg, dan plant hulle hierdie tandblokkie met sy lens in jou oog. In my lewe. In jou kornea in. Hierdie man kan sien. Ek weet nie wat om te sê nie. Maar voor dit, amper vergeet ek die beste gedeelte. Nadat hulle die blokkie dan nou afgesaag het en die ding en hulle plant hom in jou wang in, sodat daar ek gaan nie hierdie reaksie is my alles. Sodat daar weefsel om hierdie tandblokkie kan groei en toe haal hulle hom uit. En want daar moet nou lewende weefsel wees, want onthou 'n tand, die fisiese tand is dood, dis basies been. So nadat daar nou lewende weefsel om dit gegroei het, het hulle hom in die middel in jou kornea ingeplant. En daai lewende weefsel kan dan nou groei saam met die oog. Is die medisien nie wonderlik? Dit is en ek is regtig dankbaar dat hierdie man nou kan sien, maar ek weet nie. Swan, Ek dink ek gaan nou anders kyk na sy tant Stenie. Wel hy kan haar nou sien nie. Ja. Ooglopend gaan dit 'n baie groot verskil maak, maar dis ongelooflik. Ek wonder net hoe hy daai ortodontis, die ou moenie wat my dit vra nie. uitgedink het, ja. aan die idee gekom. Moet jy besluit ek gaan nou tand gebruik vir iemand om te kan sien? Ja. Ja, weet jy, kom wil jy vir my enetjie skenk, né? Nee? Wees soos ander mense skenk bloed, gee vir my 'n tand laat ek hom kan saag en in jou wang inplant. Nadat ek 'n gaatjie daarin gesit het. Nadat ek 'n gaatjie daarin Hy kon 'n geboor het. hangertjie ook daarvan gemaak het. Sê Ja, maar definitief 'n medalje dalk. twee tipes Van die mense in die wêreld oorblywende so aan. tande. Ja. Jo, dis baie interessant. Baie dankie Sharinike vir die Dankie interessante stories vandag en bly ingeskakel, ons gesels met Johan Botchets oor aandelemarkte net hierna. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.